Dankie dat U ons lief het. Dankie dat U genade met ons het. Here Jesus, vanoggend is ons dankbaar vir U uitnodiging in Matteus 11. Waar staan dat almal wat uitgeput en oorlaai is, kan na U toe kom. Almal wat probleme het wat vir hulle te groot lyk, kan na U toe kom. En dit vir U gee, want U sê, neem my juk op julle en leer van my. En neem my las op julle, want my juk is sag en my las is lig. So vanoggend, Here, wil ons aan U oorgee, sal ons lewens aan U oorgee, maar ook ons bekommernisse, ook ons uitdagings. Kom ons vat so 'n paar sekondes en gee dit vir die Here, dit wat swaar op jou hart druk. Dit wat vir jou hierdie jaar dalk soos 'n berg lyk wat voor jou lê. Gee dit nou vir die Here. Gee dit vanoggend vir die Here. Here, kom ontmoet ons deur die woord vanoggend. Breek die woord oop, Here, en leer ons. Here Jesus, vir U gee ons al die eer. Amen. Donovan en Gerard, ek wil julle sommer vra of julle vir my net sal help. Ons gaan vir elkeen geleentheid gee om die Here te vereer met julle tiendes en offerandes. En ek stuur die manne om, as jy gewonder het, hoe kom staan ek met my foon? Dus ek is nie so baie kontant nie, so ek is op SnapScan. Terwyl die mandjies omgaan, gaan ek vra dat die leiers vorentoe kom asseblief en saam met hulle gaan ons, hulle vrouens ook, want ons wil vir Tiffany bid en Tiffany kom vorentoe en kom oupa sommer saam asseblief. Vra dat al die vrouens hulle hande op Tiffany se skouers sit en ons gaan vir haar bid. En as een van julle woord kry vir haar of iets op jou hart, wys net vir my, dan gee ek die mikrofoon en dan bid ons vir haar. Tiffany, ons is baie trots op jou en so vir jou hierdie sertifikaat gee, om net dat jy hom by volgende gemeente weer kan ingee en ook vir herinnering, maar ek sê ons is trots op jou en ook omdat jy bereid is om vir die hele gemeente te getuig van jou geloof in Jesus. Jy kan sommer net so naby jou mond vashou en dan kan jy vir ons getuig, Tiffany. Sjoe. Hallo. Hoe gaat het? So, ek het die Here geken, dankie Appa. Ek het die Here geken toe ek klein was. En toe gebeur daar baie groot veranderinge in my ouers se lewe wat ons getrek het. En tydens die jare in die dorp wat ons gebly het, was ek in 'n baie donker plek in my lewe. Nuwe dinge ontdek, vriende ontmoet, verkeerde vriende wat my weggelei het van die Here af. En toe onlangs toe trek ons na Bazimbi toe. En toe ontmoet ek nog nuwe vriende, die regte vriende die keer wat my nader lei aan die Here, elke kans wat hulle kry. En toe het ek besluit, maar
hoekom het ek dan nog altyd gedink die Here het my verlaat as ek die een is wat hom verlaat het? En jo, toe vind ek my pad terug na die Here toe en ek is so dankbaar. Dankie, Dominee, was die Dominee. Dankie, pastoor. Tiffany, ons gaan vir jou salf met olie, soos daai versie wat ons gelees het van die Heilige Gees, wat so 'n duif op Jesus gekom het, en die Heilige Gees het Jesus kom krag gee en kom lei om God se kind te wees, en so sal hy ook vir jou wees. Here Jesus, dankie dat Tiffany het vanoggend, is die ou Tiffany begrawe toe sy onder die water afgaan, en die nuwe Tiffany het opgestaan saam met U, soos ons lees in Romeine 6. En ek bid nou, Here, dat U Heilige Gees haar vol sal maak, dat sy, Here Jesus, U sal ken as haar heel beste vriend. Heilige Gees, dat sy U stem sal hoor en deur U gelei sal word. En ek bid, Hemelse Vader, openbaar U self aan Tiffany, sodat sy vir U regtig kan ken. Ek bid dit in Jesus se naam. Tiffany, baie geluk en weer eens welkom in die teenwoordigheid van ons almagtige God en Vader, en hy is trots op jou. En ek ervaar daar is blydskap in die hemel vandag, want nog 'n siel is gewen vir die Here. En hy gaan by jou wees, hy gaan deur jou werk, en jy gaan 'n lig wees, en 'n lig skyn vir ander mense daar buite. Hy het nou net begin met jou. So baie geluk, en die Here seën jou. Ons bid die Here se seën oor jou en sy genade, en dat die vertrooster in jou hart sal wees en deur jou sal werk en jou rustigheid sal gee. En dat jy weet vir 'n feit dat wanneer dinge moeilik gaan wees en nie maklik is nie, dat jy kan opkyk na hom toe. Hy sal jou voedsel wees, geestelike voedsel. En ons spreek nou lewe uit oor jou en jou familie en oor oupa. Dankie vir oupa. Here seën hom. Jou oupa is met 'n doel oor jou lewe gebring. En die Here het ook 'n plan met hom en julle hele gesin. Ons spreek lewe uit en oorvloedigheid. En ons sê vir die Here net baie dankie. Here, ek wil net gebid en U loof en U prys, Here. Vir sê dankie sê vir die teenwoordigheid hier in die gemeente, en dankie vir leiers, dankie vir mense wat opstaan vir U. Here, ek bid dat U 'n afspraak gehad het en nog steeds het met Tiffany, maar ook vir die hele gemeente wat hier teenwoordig is, Vader, dat U 'n afspraak met elk van ons hierso het, Vader. Here, dankie vir U teenwoordigheid, dankie vir Heilige Gees, dankie vir liefde. Dankie, Abba Vader, dat U altyd was, is en sal wees. U is so groot en almagtig, Vader, en so genadig vir ons. Ontferm ons oor die kinders, oor die kerk, oor die gemeente, oor elke persoon hier teenwoordig. Ons loof en ons prys U heilige naam. Abba Vader, U is groot, U is almagtig. En dankie, Here, vir U liefde en U teenwoordigheid, Vader. Dankie, Jesus. Aan U kom toe al die lof, al die eer. U is so groot. Ons kan nie ophou U lof te besing nie, Vader. Ons prys U heilige naam. Dankie, Vader. Amen. Nog iemand op die hart? Here, ons sê net vir U dankie vir Tiffany vanoggend. Here, ons dankie dat U ook vir Steven as haar oupa ook gebruik het in hierdie pad van haar, Here. Ons dankie dat oupas en oumas nooit ophou bid nie, Here. Ons dankie dat hy ook aanhou bid het vir haar, Vader. En ons seën haar, ons bid dat U haar pad vir haar sal gelyk maak, Here. Ons dankie dat sy U stem sal hoor. En die stem van die vyand sal sy nie na luister nie, Here, maar slegs na U stem in hierdie pad wat sy nou stap. Ons dankie dat U vir haar 'n geestelike familie voorberei waar sy gaan inskakel, Here, en waar sy sal inskakel. Ons dankie vir dit, Here. In Jesus naam, dat U haar sal beskerm op haar pad vorentoe. Ons dankie dat sy U nou kan dien, Here, en U kan lief hê. In Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons gee vir die Here 'n lof op.
hoekom ek eintlik gevra het, as iemand 'n woord het vir Tiffany, moet hulle dit vir haar gee, want sy het vir ons vertel dat haar sport is kickboxing, en toe het ek gehoop, iemand kry 'n woord wat vir haar sê, kry 'n ander sport. Vanoggend kan ons Bybels oopmaak, ons gaan Jesaja 5 begin, julle kan so lank oopmaak by Jesaja 5. Ons kan teruggaan een, dankie. Kom ons kyk, waar is hy? Laasweek het ons Jesaja 58 gelees en daar sê die volk vir die Here, hulle sê Here, ons vas en ons verneder onsself vir U, ons verootmoedig U, ons doen alles wat ons moet en U seën nie ons vas daar nie. En toe kom die Here en hy sê vir hulle, ek seën dit nie wanneer julle vas nie, want julle vas verkeerd. Julle vas nie op so 'n manier dat julle lewens verander nie. En hierdie week het ons jaarlikse week van vas en gebed. As jy nie 'n blaadjie gekry het in die laaste 2 weke by die deure nie, soek vir Nadia, sy deel dit uit. En dis net so 'n paar riglyne. En ek moet vir julle sê dat hoekom ons dit elke jaar doen. Elke jaar het ons getuienisse van die Here wat deurbrake gee in die week van vas en gebed. En vanoggend wil ek verder gaan eintlik op daai tema, want behalwe dat ons wat ons doen, sien nou ons wil bid vir 'n deurbraak in ons lewens. Dan is dit die tyd wanneer ons moet vas en bid. So ek bid vir iets spesifiek. Maar wanneer ek my ontsê van kos, wanneer ek my ontsê van koffie, wanneer ek my ontsê van Facebook en sosiale media en TV en sport en ek fokus net op die Here, dan saam met die saak waarvoor ek bid, gebeur nog iets anders in my lewe. En dit is dat ek raak meer toegewyd aan die Here. As ons kyk na die geskiedenis van herlewing, ek het 'n boek by my huis wat vertel van al die groot herlewings wat al plaasgevind het oor die laaste 2000 jaar. En as mens daai boek lees, dan is daar een ding wat uitspring. Daar's nooit herlewings sonder mense wat vas en bid nie. En ons bid vir elkeen vir herlewing in ons eie lewens. Ons bid vir herlewing in ons gemeente, in ons dorp. En op die ou end vas ons vir deurbrake. Maar deur te vas raak ons voorbereid wanneer die bruidegom sy bruid kom haal. Want die Bybel leer ons dat die bruidegom kom haal sy bruid. En die Bybel leer ons dat die kerk, en dit is elkeen wat in glo in Jesus Christus as Here, is die bruidegom, en die Here Jesus is die bruid. Nou vanmôre gaan ek vir julle vertel hoe dit gebeur het in die Bybelse tyd, wanneer mense trou. Wat gebeur op daai troudag? Kom ons gaan so 'n jaar terug eers, voor die troudag. Op 'n jaar voor die mense trou in die Bybelse tyd, het daar 'n verloving plaasgevind, so min of meer 'n jaar, afhangende hoe lank die man vat om vir hom 'n huis te bou. So, nadat die man verloof geraak het, dan bou hy vir hom en sy bruid 'n huis. Maar in daai jaar se tyd bou dit op na een dag toe. En daai dag is die troudag. Nou wat gebeur het op die dag wanneer iemand trou, dan het hy 'n strooijonker gehad, 'n vriend gehad. Die Engelse praat van 'n best man. Ons het vandag nog.
En hy het die dag voor sy vriend trou, dan het hy deur die dorpie geloop waarin hulle bly, en hy het gespog oor sy vriend, en hy het gespog oor hierdie wonderlike vrou wat sy vriend kry, en hy het baie keer gesing, baie keer het hy gedig opgesê, baie keer het hy hard uitgeroep, so op die troudag gebeur iets, die best man loop deur die dorp, en hy sing 'n lied van sy vriend wat gaan trou, en ons kry daai lied in Jesaja 5 vers 1 en 2, en hier staan, ek wil sing oor hom wat ek lief het, ek wil my liefdeslied sing oor sy wingerd, hy wat ek lief het, besit 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel, hy het die grond omgespit en die klippe verwyder, dit beplant met veredelde wingerdstokke. Hy het 'n wagtoring daarin gebou en 'n parskyp uitgekap. Wat die mense baie lief was om te doen, was om 'n vrou te vergelyk met 'n wingerd. En dit wat die vrou bygedra het tot die huis en die kinders, is gesien as die vrugte wat 'n wingerd dra. Maar hulle het besef dat vir die vrou om te kan tot haar reg kom, moet die man vir haar beskut en vir haar die ruimte gee om dit te kan doen. Nou sê Jesaja, ek wil sing oor hom wat ek lief het. En die mense wat vir Jesaja hoor, dink eers maar, hier's 'n troue vandag. Maar toe bietjie later, toe kom hulle agter, dis nie regtig 'n troue in die menslike sin nie, dis 'n troue in die ewige geestelike sin, want hom wat ek lief het, is die Here. En dan sê hy, ek wil my liefdeslied sing oor sy wingerd. En die wingerd van hom wat Jesaja lief het, was eers Israel in daai beskrywing, maar as ons na die boek Jesaja kyk, dan is die boek Jesaja 'n heenwyse na die Here Jesus regdeur. Julle wat saam Matteus lees, agtergekom dat in die eerste 15 hoofstukke wat ons gelees het van Matteus, word Jesaja se naam 3 keer genoem, soos die profeet Jesaja gesê het. En die hele Matteus wys vir ons, Jesus is 'n vervulling van al die profeseë. En die wingerd is die kerk. En hy sê, hy wat ek lief het, besit 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel. Op die regte heuwel, die heuwel wat net reg is. Ons kyk in die Kaap, dat sekere heuwels kan sekere druiwe vat, en op 'n vrugbare heuwel met die regte wind en die regte temperatuur kan sekere wêreldgehalte druiwe geproduseer word. En nou sê hy so, my vriend se bruidegom, die een wat ek lief het se bruidegom, is op so 'n heuwel is hy geplant. Nou wat ek lees, as ek die woord heuwel lees, dan lees ek ook van 'n heuwel waarvan ons in die Bybel lees, en daai heuwel se plek, se naam is tot vandag toe Golgotha. En dat ons is geanker in die Here Jesus oor sy kruisdood. Want omdat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, kan ons elkeen op die vrugbaarste heuwel wat daar is, geplant wees. Hy het die grond omgespit en die klippe verwyder. Dit beplant met veredelde wingerdstokke. Hy het 'n wagtoring daarin gebou en 'n parskyp uitgekap. Wat dit vir ons sê, die Here het vir ons alles gedoen, sodat ons kan groei en sodat ons kan vrug dra. Ons het geen verskoning nie.
dit is nie ooit so maklik om die Bybel te lees nie. Ons wat nou die Nuwe Testament deurlees hierdie jaar, daar is soveel hulpmiddels. Verniet op my foon kan ek YouVersion aflaai. Ek dink is 56 Engelse vertalings. Daar is nou omtrent al 8 Afrikaanse verskillende vertalings. Ons maak net YouVersion op, ons lees 'n vertaling, as ek nie mooi verstaan nie, kan ek sommer 'n ander een lees. As ek dink, maar hoe werk hierdie ding, kan ek op YouTube klik, wat is dit? En ek kan kyk na ou soos ou Vlad, wat sê hy, en iemand kan my leer. As ek die Here wil loof aanbid, kan ek die wonderlikste lof en aanbidding musiek net dag en nag aansit. Daar hang 'n swaard van vervolging oor die kerk, waar die regering besig is om wetgewing in te stel, wat Christene wil inperk. Maar op hierdie stadium nog is ons vry. Ons kan elke Sondag na 'n kerkgebou toe gaan en die Here aanbid. So die Jesaja sing van my, en hy sing van elkeen van ons hier. Wanneer hy sing van hom wat hy lief het, van sy vriend, en hierdie wingerd wat hy het. En sy vriend doen vir hierdie wingerd, die bruidegom doen vir die bruid alles wat nodig is vir die bruid om te groei en om goeie vrug te dra. Dan op dieselfde dag van die bruidegom, van die bruilof, op daai bruilofsdag, wanneer dit die dag van die bruilof is, dan kom die vriend van die bruidegom en hy loop deur die strate en hy sing en hy vertel vir almal van hierdie bruilof wat gaan plaasvind. Maar dan 'n bietjie later, dan het dit so gewerk. En ek het die bruide van daai tyd so 'n bietjie jammer gekry. Julle sal nou hoor hoekom. Want die vriende van die bruidegom het almal by die bruidegom bymekaar gekom en hulle het begin feesvier en hulle het begin kuier en hulle het die bruidegom op hulle skouers gedra en vir hom gesing en sy eer gesing, hom opgebou. En dan op 'n tyd het hulle besluit, nou is dit die tyd. Hulle het nie geweet presies wanneer nie. So daar was nie 'n presiese tyd, 6 uur begin dit nie. Hulle het nie presies geweet nie. En terwyl die mans lekker fees gevier het, het die vrouens in die huis van die bruid bymekaar gekom. En haar vriendinne het haar mooi gemaak. En daai tyd was 'n ander tyd as vandag. Die mense het nie so baie goed gehad nie. So haar vriendinne het vir haar mooi goedjies geleen en hulle het haar so mooi gemaak as wat hulle kon. Maar dan, en dit is nou die vriendinne van die bruid, dan op 'n stadium dan sê hulle, dit moet nou amper tyd wees dat die mans kom, so nou gaan ons gaan wag vir hulle langs die pad. En omdat die fees in die aand plaasgevind het, dan het hulle lampies gevat. En die slim meisies het geweet, ons weet nie presies wat die tyd wanneer hy kom nie. So ons vat vir ons ekstra olie saam, dan gaan wag ons met ons lampies vir die manne, vir hierdie vrolike klomp manne wat nou aankom. En in Johannes 3 vers 29 lees ons, hier praat Johannes, die doper, en hy sê die bruidegom is die een aan wie die bruid behoort. Ek wil net sê, hulle het in daai tyd 'n goeie reëling gehad, wanneer die verloving aangegaan het die bruidegom 'n som geld betaal vir sy bruid. So die bruid het aan hom behoort. Dit is nie wonderlik dat ons Here ons gekoop het nie. Maar die vriend van die bruidegom staan en luister of hy kom en is baie bly wanneer hy die stem van die bruidegom hoor. Daarom is ek nou met blydskap vervul. So wat gebeur het? Die meisies gaan wag langs die pad met hulle lampies. Dan kom hierdie vrolike klomp mans aan. Dan ontmoet hulle mekaar, dan word hulle een groot groep. En dan loop hulle saam. Maar dan so eind van die huis af, dan stop hulle. Dan gaan net 2 mense verder. Dan die bruidegom en die bruidegom se vriend.
En dan as hulle by die huis kom, dan wag die bruidegom se vriend buite kan die huis en die bruidegom gaan alleen in. En dan wanneer hy die sluier van sy bruid afval, want dis hoekom ek sê ek kry die arme bruid jammer, want nou het al vriendinne haar mooi gemaak, nou gaan wag hulle vir die mans, en hier sit sy het 'n sluier oor haar, nou sit sy. Sy weet nie hoe lank gaan dit vat voor haar bruidegom kom nie. En dit gebeur met ons ook, deur die jare, Here, hoekom het dit nog nie gebeur, laat hy kom nie? Maar dan wag die bruid binne, sy het 'n sluier oor haar, dink daai afwagting, want weet julle hoekom was haar afwagting by haar? Want wanneer die bruidegom kom, en sy die sluier oop, en hy haal die sluier van haar gesig af, en hy is tevrede, dan gee hy 'n uitroep van blydskap. En as hy daai uitroep van sy blydskap gee, dat sy vriend wat net buite kan die deur staan, die vriend van die bruidegom, hoor daai uitroep, en hy skree vir almal, die fees is aan, ons kan fees vier, die bruilofmaaltyd, die fees begin, en hulle het fees gevier, sommer vir dae aan een, 3 dae, 'n week lank fees gevier, want dit was 'n groot ding. En as ons lees in die einde van Openbaring, dan lees ons dat daar ook 'n bruilofsfees wag, 'n huweliksfees, wanneer die hemelse bruidegom, die Here Jesus, sy bruid kom haal. Maar wat belangrik moet is dat daai bruid moet gereed wees vir haar bruidegom. En sy moet so gereed wees, dat sy kan sit en wag vir hom, en gereed is wanneer hy kom. So dit is wat gebeur het in die Bybelse tyd, wanneer mense trou, en dan as die bruidegom uitgeroep het van vreugde, dan hoor sy vriend dit, en hy sê vir almal, kom ons gaan vier fees, en dan gaan hulle na 'n saal toe, en dan vind daar 'n seremonie by die saal plaas, onder 'n spesiale afdakkie, en dan is dit fees. En dan vir ons, dan is ons in die hemel. Maar nou wil ek terugspring na Jesaja toe, want Jesaja het in Jesaja 5 het hy so deur die strate geloop en 'n bruilofslied gesing, en ek weet nie of Jesaja 'n mooi sangstem gehad het nie, maar die mense het begin luister, en toe swaai hy dit om, toe sê hy, die bruidegom is die Here, en julle is die bruid, waarvan ek sing, en kyk wat sing hy dan, ons kan hom oorsit, Justin, een oorsit, ek net daai stukkie van vers 2 bygesit, uit 'n wagtoring daar in gebou 'n paarskyp uitgekap. Hy het verwag dat dit goeie druiwe sou dra, maar toe bring dit druiwe voort wat suur bly. Nou vir my is hierdie nie noodwendige negatiewe uitspraak vir ons nie. Maar wat gebeur het, omdat Israel hulle rug op die Here gekeer het, afgode gedien het die Here hulle laat wegvoer in ballingskap. Maar hierdie uitdrukking, toe die bruidegom doen alles vir sy bruid, maar toe hy daai sluier afval, toe sê dis nie wat ek wil hê nie, dis wat Jesaja sing. En hy sê vir die volk, dis omdat die vrug wat julle dra, suur bly. Nou, as ons dink aan laasjaar se kursus oor die vrug van die Gees wat ons gedoen het, en ons het die beeld van 'n appelboom gebruik, daar is 'n tyd wat 'n appelboom kan suur wees. Daar is 'n tyd wat hy nog groei. Maar mens kan nooit daar bly nie. Mens moet deur die Heilige Gees verby dit groei, want op 'n stadium moet daar suikers begin ontwikkel, moet die son opgeneem word, moet dit wat groen is rooi word, moet dit wat suur is
soet word. So as hy sê daar, die druiwe bly suur, dan sê dit, God het soveel genade met elkeen van ons. Lees Jesaja 1, vir hoofstuk 1 tot hoofstuk 39. 39 hoofstukke, wat God vir sy volk sê, kom terug na my toe, kom terug na my toe, wat hy geduld het op geduld op geduld het. Maar eventueel gaan daai geduld opraak. Nou gemeentelid van ons is vroeër hierdie week oorlede op 59 jaar oud, wat in my opinie nie baie oud is nie. Dit kan wees wanneer mens sterf, as ons so ry en ons sien die kruisies langs die pad waar jong mense verongeluk 19, 20 jaar oud, kan dit wees wanneer ons sterf, of dit kan wees dat die Here môre terugkom, en dan moet ons gereed wees. Ek het, toe ek in die laerskool was, ek was baie bevoorreg, ek het in 'n gemeente groot geword, wat baie evangelies was, en toe wys hulle 'n fliek, toe ek 'n seentjie was, en die fliek se naam is Like a Thief in the Night, en dit gaan oor die Here wat terugkom, oor die wegraping en die Here wat terugkom. En toe sê hulle, die klein kinders mag dit nie kyk nie, die fliek is te erg. En ek val toe onder die klein kinders, die groep wat dit nie mag kyk nie, verskriklik teleurgesteld, en my suster wat net 'n paar jaar ouer as ek is, mag dit gaan kyk. En so 'n paar jaar gelede, in die week van vas en gebed, sien ek daai fliek is op YouTube, Like a Thief in the Night. En nou is ek oud genoeg, nou kan ek die fliek lekker kyk. En ek sien dinge wat ons lees in Openbaring, van jy kan nie koop en verkoop sonder die merk nie. Daar's 'n wat hulle noem 'n Big Brother wêreldregering wat kyk wat jy doen. Toe hulle in 1976 of so daai film gemaak het, kon dit nog nie gebeur nie. Maar dit kan nou gebeur. En ek kyk die film en ek besef, die Here kan nou terugkom. En wanneer die Here terugkom, en hy sê, maar ek kan nie oor jou vreugde roep gee nie, want jou druiwe bly suur gebly, dan nie een van ons 'n verskoning nie. Want die Here sê, ek het vir jou alles gedoen wat jy kan doen. Wat ek kan doen, ek vir jou die vrugbare heuwel gegee. Ek het in jou veredelde lote geplant, wingerdstokke geplant. Ek het jou nat gemaak, ek het 'n muur rondom jou gebou, ek het 'n wagtoring in jou midde gebou, ek het 'n parskyp gebou, waar ons van jou druiwe kan wyn maak. Alles wat jy nodig het ek vir jou gegee. Hoekom het dit suur gebly? En as jy sit hier en sê, maar Here, ek wil nie suur bly nie, ek wil soet vrugte, goeie vrugte voortbring, wat moet ons doen? Ons moet nie sit en sê, Here, ek gaan van môre af harder probeer nie, want om harder te probeer help niemand nie. Wat ons moet doen, ons moet ons aan die Here toewy. Ons moet sy woord begin lees. As jy nog wil inskakel, skakel in op ons Bybel leesprogram, vang op, sal oor 'n naweek opvang. Neem deel aan die week van vas en gebed. Ontsê jou liggaam van al die verslawings. Want ek het 'n verslawing wat ek neerlê, en ek het hierdie week het al begin neerlê, en dit is koffie. En ek het 2 dae gelede verskriklike hoofpyn gehad, het ek besef ek te vinnig myself gespeen. En ons raak verslaaf aan Facebook, ons raak verslaaf om ons WhatsApp heeltyd te gryp. Ons raak verslaaf, ek kom by die huis en sit ek aan en kyk ek sport. As ons dit wegvat, dan skielik is daar iets wat met ons gebeur, iets onttrek.
Soos ons liggame suiwer wanneer ons vas en ons drink net water, so maak ons liggaam skoon, so word ons binne mens ook skoon en so word ons meer aan die Here toegewy. Rudy, kom vertel vir ons van die mannekamp. Sê gou, dan dalk kan sommer 'n paar manne hier kom saamkom. Gaan op 'n mannekamp as jy 'n man is, stuur jou man. Gaan op 'n vrouekamp. Die antwoord lê in toewyding. Sê gou vir ons wat oor 2 weke. Ja, dit is die 28ste, 29ste en 1ste is die Mighty Men Highveld in Nelspruit. Hulle nou saamkom in Middelburg. So daar's 'n link wat jy kan opklik en dan wys dit die koördinate en jy koop sommer jou kaartjies daarop. So ja, ek is in die bevoorregte posisie dat ek was deel van die Mighty Men Bosveld groep en ons het so maandag het hulle my gebel en genader vir die bidtent in die Mighty Men in Highveld en dis in Engels, so my airtime raak so bietjie klaar in die 5de minuut, maar ons het broers wat vir ons bid en dis regtig 'n lewensverandering. Jy is die king van die huis, jy het dit nodig en daar's manne wat seer het, wat na daai tent toe kom en dan sien jy hoe bevoorreg jy is in die Here se woord, dat hy elke dag hom ontferm oor jou en hoekom kan ons dit nie oor ander doen nie. Dankie. Amen, so jy gaan by die koffiepot staan en as 'n man vandag voel ek wil nou my toewy, dan gaan praat met Rudy, gaan saam met hom. Kom ons word stil voor die Here, dan bid ons saam. Here, dit gaan ons verstand te bowe hoe ons u bruid kan wees. Dan besef ons, u het ons lief en u is die God van genade. U is die bruidegom en ons is die bruid. Here, en dit voel vir my en ek glo is nie een mens wat hier sit en sal verskil nie, dat wanneer hy kom, is nie meer ver nie. Dalk is u en die vriende al op pad. Dalk is u en die skare engele van die hemel al op pad. Here, die profete het klaar aangekondig dat u kom. U kom as oorwinnaar. Here, en u kom om die bruid te kom haal. En dis elkeen van ons. Maar u wil hê u bruid moet vrug dra. U het genade met ons. Maar daar kom 'n tyd wanneer die genade op is en mag nie een van ons daai genade tyd mis nie, Here. Lei ons in hoe ons aan u kan toewy, Here. Want net dan kan die Heilige Gees deur ons werk. Net dan kan ons begin vrug dra. Kan ons die vrug van die Gees begin uitleef. Kom ons vat so 'n minuut of so en ek wil vra vir elkeen, wil jy nie net daar waar jy nou bid, net met die Here praat nie. Sê vir die Here, Here, hier is ek. Ek gee myself vanoggend vir u, Here. Maar Here, môreoggend gaan ek tyd met u spandeer, heel eerste. Here, môreoggend gaan ek die woord lees. Here, ek gaan lofprysing en aanbidding musiek aansit.
Here, ek verbind my tot 'n week van vas en gebed om die wêreld uit my uit te suiwer. Om ontslae te raak van dit wat my wil verslaaf en my wil vashou. Kom ons staan voor die Here. Here, ek bid dat ons elkeen sal besef, ons is die bruidegom, of die bruid en U is die bruidegom. Ons is deel van die bruid, die kerk. Here, mag dit ons identiteit wees. Mag ons gaan lewe en gaan vrug dra. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. As jy gebed nodig het, kom sommer nou uit vir gebed. Ons is hier voor ons. Bid nie net nie, ons sien wonders, ons sien genesings, ons sien deurbrake. En Rudy gaan so lank koffie kan wag, as jy wil saam met hom gaan kamp, praat met hom. En ek wil elkeen van julle seën met die woorde, mag julle in die vrede van die Here gaan. Amen.